Môre, dis donderdagoggend, dis die 19de Maart en ons gesels met mekaar oor geloofsekerheid. Ek lees vir jou uit 1 Timoteus, hoofstuk 1 en ek gaan uit die 2020 vertaling lees. As daar staan geskrywe as Paulus vir Timoteus skrywe, ek dank hom wat my versterk het, Christus Jesus ons Here, omdat hy my betroubaar geag het, toe hy my in sy diens aangestel het. Vir my wat voorheen 'n lasteraar, 'n vervolger en 'n geweldenaar was. Nogtans is ek begenadig, omdat ek uit ongeloof onkundig opgetree het. Ons Here se genade oor my was oorvloedig, en daarmee saam ook nog die geloof en liefde wat daar in Christus Jesus is. Die uitspraak is betroubaar en werd en ten volle aanvaar te word, dat Christus Jesus na die wêreld gekom het om sondaars te verlos, van wie ek die heel grootste is. Ek is juis om hierdie rede begenadig, sodat Christus Jesus aan my as die grootste sondaar al sy geduld kan betoon as voorbeeld vir hulle wat in hom sou glo met die oog op die ewige lewe. Kom ek lees net so tot daar waar Paulus dan met hom van homself praat as 'n voorbeeld van iemand wat geloofsekerheid het, veral rondom die ewige lewe. En nou is die vraag vanoggend, waarin lê Paulus se geloofsekerheid? En dankie André het ook vir jou reaksie, want dit is soveel waar dat geloofsekerheid kan, as dit verkeerd verstaan word, beredeneer word dat as ek 'n sekere klomp goed doen, as ek 'n sekere klomp godsdienstige rituele of dinge wat reg is kan aftik, dan is ek daar. En dit is alles behalwe. Hier spel Paulus dit dan ook uit. Was hy hoekom het hy geloofsekerheid? Omdat hy 'n groot Christen was? Omdat hy 'n goeie lewe het? Nee, allermins. In die 83 vertaling praat hy van, ek het hom belaster. Ek het die Here Jesus vervolg. Ek het hom beledig. Ek was absoluut die grootste sondaar. Dit sê ook in die 2020 vertaling. Ek wil amper daarby voeg, ek is die grootste sondaar hier op die aarde. Nou, wat het die verskil gemaak? Wat gee daai geloofsekerheid? Want God was vir my genadig en verdraagsaam, sodat ek 'n voorbeeld kan word van iemand wat ewige lewe verkry in geloof te vat, dat hy hierdie geloofsekerheid kan vat in Christus Jesus. Nou, ons geloofsekerheid lê dus nie in onsself nie, in ons eie vermoë nie. Ek het altyd so 'n ritteling as iemand sê, nee, dit kan nie met my gebeur nie, want my geloof is te groot, of my geloof is te sterk, asof ek dit self opbou. Nee, dit kom van die Here God af. Dat hy vir my daai genade gee. Hy het daai verdraagsaamheid. Weet jy, dis vir my die wonderlikste ding wat hier gebeur. Hy, die Here Jesus, het Paulus gekies toe hy nog in die sonde was, toe hy nog die grootste sondaar was, toe hy nog besig was om die Here Jesus te belaster, te vervolg, te beledig, Stefanus met klippe dood te gooi, toe hy nog so rof en onbeskof was, het die Here Jesus al gesê, dis my man, dis die sendeling wat ek gaan uitstuur om die evangelie aan die wêreld te bring. Hoekom? Nie omdat Paulus op die regte pad was en omdat hy al die regte goed gemaak het en gedoen het en afgetik het nie. Inteendeel, hy het geweet wat hy in Paulus het. Al het Paulus hierdie verkeerde pad geloop, weet hy wat in Paulus het, want hy het hom geskep, hy het hom gemaak. En dit wat Paulus was, is nie van die Here nie, is nie wat Paulus is nie. Maar die dag toe hy vir Paulus vaskeer daar in Damaskuspad, en vir Paulus sê, waarmee is jy besig? Wat doen jy? En Paulus daar opstaan, toe weet
Paulus dat hy weet, en daarom skryf hy dan ook aan Timoteus en sê ek is 'n voorbeeld vir iemand wat die ewige lewe het, vir dit wat Christus in my gemaak het en gegee het, Here. Dis waarvoor ons bid, dis wat ons soek, dat ons sal weet, nie in al die slegte goed of die foute of die sonde wat ons maak nie, dis nie wie ons is nie, maar dat ons geskep is na die beeld van God. Lei ons dat ons kan wees wat U ons gemaak het, sodat ons die ewige lewe kan hê. Amen.